Welkom by die Volle Evangelie Kerk in Secunda. Ons bid dat hierdie boodskap u ryklik sal seën. Vir meer inligting, besoek ons webwerf by www.nader.co.za. Geniet hierdie boodskap. Nou is julle gereed? Kom ons bid net eers en dan gaan ons na die woord toe. Is jy reg? Het jy 'n Bybel? OK, hou hom bietjie vas. Ek hoop jy sê elke oggend vir die Here dankie vir sy woord. Hoe gelukkig is ons nie dat ons elke dag hierdie brief wat hy vir ons geskryf het kan lees. En elke dag is dit vars en nuut. Wanneer ek stil word, hom aanbid en sy woord oopmaak en dit lees, dan praat hy met my. Here, dankie vir u woord. Dankie Here dat dit lewendig is, dankie Here dat dit kragtig is. Dankie Here dat u woord in my lewe werk. Ek bid Here dat hierdie woord so deel van my lewe sal word, dat dit my elke manier van dink en doen sal begin beïnvloed. Dankie Here dat u woord in hierdie oggend my troostig en bemoedig en my aktiveer om te doen en te leef, dit wat u wil ek moet doen en leef. Mag u woord vandag lewend wees. Wanneer ons oor dit hoor, mag dit in goeie grond in ons harte val, sodat dit baie vrug sal dra. En Heilige Gees, my gebed is, werk u saam met hierdie woord, in Jesus naam. Amen. Amen. Nou, ek het die laaste ruk nogal begin hou van illustrasies en dingetjies, so ek wil gou hê, julle moet so 'n bietjie luister, en dan, ek dink as 4 stemme, op hierdie klankklip, is daar 4 stemme, en ek wil hoor wie van julle kan al 4 identifiseer. Moet nou nie uitskree nie, ons gaan al 4 luister, in volgorde gaan jy vir my sê wie's wie. Dankie William. Dit is nou 6:15 en hier volg die nuus. It has the power to unite people. I'll be back. Vanaand in die nuus, wild en vee vlug voor die verwoestende brande in die Noord-Kaap. Right, wie het al 4? Wie het al 4? Dit kan nie net, ek het vir Shaal 'n paar gesê voor die diens en Corinna was by toe ek het gemaak het. Dit kan nie net hulle en William was ook baie. Kan nie net hulle oom Josef, wie was daar? Watter een was hy? Hy was die laaste een, ja? Ja, Nelson Mandela. Hoe het julle geweet is hy? I'll be back. Dit was net wat hy gesê het, né? En wie was eerste? Nikki. Nikki, is dit jy? Ja, Tannie, jy het my gebel. Sê wie goeiemiddag? Nikki, is dit jy? Nee. Ek wonder of hy nooit gedink het om vir mense nee te sê nie. Dit was vir my verskriklik, as ek gery het tussen dorpe, en ek het al stasie wat opgevang het, was RSG, RSM, Radio Sonder Mense, dan luister ek na hierdie, en dan ek het tweede Tannie wat bel, wil weet of het Nikki is. Hy het geantwoord, jy het hom gebel. Dis soos om iemand te bel by sy huis en te sê, hallo, is julle by die huis? Nee. Ons antwoord net die foon. Is die waarheid, né? Dis so interessant as ons so 'n bietjie luister na stemme. Nou hulle sê, slim mense sê dat daar's 'n paar dinge wat my help om 'n stem te identifiseer. Daar's 'n paar dinge wat dan, of laat ek so sê, dat ek die woord gebruik wat bevestig wie se stem dit is. Een van hulle is die aksent. Wanneer ek die aksent hoor, dan herinner dit my aan wie dit is. Want gewone mense sê nie I'll be back, soos wat hy dit sê nie. Sy aksent en sy manier en die hoeveelheid keer wat hy dit in 'n paar movies gesê het net gemaak dat dit is nou wat hy sê. Ja? Nou Arnold. En Nelson Mandela se stem, sy manier hoe hy goed aan mekaar gesit het. Nikki het party van julle ouer mense julle lewe lank so baie na geluister, dat ek dink toe hy nou opkom moes jou hare reg op gestaan het, want dis daai ou se stem. En dan, hoe sê Shaal vanoggend, daai ou wat nooit oud word nie, meneer Kruiwagen.
wat daar so nuus gelees het. En dadelik as jy hoor is die nuus, dan dink jy, met een van daai twee wees, as dit TV nuus is, dan moet dit Rian wees, en as dit radio is, dan moet dit moontlik Nikkie wees. Nou hoe gaan ek en jy weet, of laat ek net klaar praat, dinge wat help om mense se stemme te herken, is 1 aksent, 2 die stemtoon waarmee hulle praat, 3 hulle bewoording. Want mense gebruik verskillende maniere van bewoording. Pastoor Delien en Komie se stemme klink nie dieselfde baie nie, maar jy kan hoor watter een jy mee praat. As hulle stemme nou die naby geklink het, ek sit in my kantoor, my foon lui, ek antwoord die foon, en sê nou hulle stem het presies dieselfde geklink, sou ek nog met die bewoording wat hulle gebruik, geweet het watter een met my praat, sonder dat ek nou caller identity gebruik, nee? Want Komie sou gesê het, sal jy asseblief vir my die hek oopmaak? Pastoor Delien sou gesê het, sal jy asseblief vir my die hek oopmaak? Sê sy dit so, of ek sê bietjie hek, laat ek hoor? Nee, sy wil nou nie, maar sy sê dit so bietjie anders, jy weet, sy het daai so bietjie Noord-Kaap wat nog deurkom daar, hoor, dis nie 'n hek nie, dis 'n hek, ok, so, al klink hulle stemme nie dieselfde nie, sal ek weet wat die een, want die bewoording, dit wat hulle sê, wys vir my wie dit is, die manier hoe hulle praat, ek hoor, en ek glo dit nie vir een oomblik nie, so, ek hoor, ek het 'n baie snaakse telefoonstem, nie snaaks nie, mense sê as hulle met my op die foon praat, klink ek bevoeterd. Ek wil jou na die diens in my kantoor sien. Ok, laat ek jou net sê, wanneer moet 'n mens amen sê? Want die stemtoon en die bewoording maak jy, dis alweer hy. Jy weet? Dis net so. Partykeer sukkel ek om die kinders se stemme klink vir my baie keer baie naby aan mekaar. Maar as ek hoor, as my foon lui en ek antwoord, sê ek hallo, dan hoor ek, papa, kan ek PlayStation speel? Ja, Sander. Want ek weet dis hy. Jy weet, so. Hoe lank gaan julle nog wees? Dan is dit seker Tiffany. Die bewoording, die stemtoon, die manier waarop help my die stem erken. Nou hoe weet ek en jy dat dit God is wat met my praat en nie my eie gedagtes nie? Want ons weet, ons raak stil, ons sit en nou hoor ons iets en ons bedink dinge en omdat God meeste van die tyd, behalwe deur sy woord, met spontane gedagtes met my en jou gesels, moet ons partykeer versigtig wees dat dit nie ek is wat met myself gesels nie. So ek wil vanoggend met jou gesels, hoe maak ek seker dat dit God is wat met my praat en nie ek of iemand anders wat met my praat op daardie stadium nie. Nou blaai saam met my na Rigters hoofstuk 6 toe. Ons het nou die dag die verhaal van Gideon so 'n bietjie begin lees, toe ons gekyk het na waar God met hom gepraat het en waar God sy potensiaal raak gesien het en terwyl Gideon bang was, het God gesê dapper held. En die ding wat ek daar geleer het wat vir my so mooi was, uit daardie verhaal uit was dat God het eers vir Gideon gesê wat hy in Gideon sien voordat hy vir Gideon gesê het wat hy wil hê Gideon moet doen. En wanneer ek en jy hoor wat God van ons sê, word dit makliker om te doen wat God vir ons sê. Is julle daar by Rigters 6? Julle het dit gekry? Amen, daar sy, iemand het dit. So ek kan lees. Ek lees hier van vers 17 af. Vers 17 sê, en hy antwoord hom, na God nou met hom gepraat het, vir hom gesê het, hy gaan die volk verlos en wat hy wil hy moet doen, sê hy, as ek dan guns in u oë gevind het, doen vir my een teken, dat u dit is wat met my, dat u dit is wat met my spreek. Dan lees ek verder, vers 18 sê, verwyder u tog nie hiervandaan, voordat ek by u kom en my gawe uitbring en voor u neersit nie. Hy sê toe, ek bly hier totdat jy terugkom. Gideon sê vir God, onthou nou, ons glo, die feit dat die Bybel daar praat en die woordjie Here met 'n hoofletter gebruik is, hierdie was Jesus self wat met Gideon gepraat het. Nou sê Gideon, as dit u is wat met my praat, doen my 'n guns en gee my 'n teken, ek wil seker maak dat dit u is. Wag hier
tot ek terugkom met 'n offer wat ek gaan voorberei. Nou alright. Daar is nou een ding wat ek nie van hou nie, en dis as ek nou iets wil braai en dis in die vrieskas. Want jy ontdooi nie vleis in 'n mikrogolf nie. Jy haal dit vroeg uit dat dit sag is by die tyd wat jy dit wil braai, né? Julle weet Gideon het nie 'n vrieskas gehad nie. So die offer wat hy moes gaan voorberei, hy moes die bokkie slag, hy moes die vleis gaar maak, hy moes die brood bak, en toe bring hy dit terug. Die Here het daar gesit en wag, tot Gideon al hierdie dinge klaar gedoen het. Toe Gideon dit bring, het hy dit daar neergesit, en die Bybel sê, en die Here het met sy staf aan die offer geraak, en vuur het dit verteer. Want Gideon het gevra, help my, ek wil seker maak, wie dit is wat met my praat. En die Here het daar gewag, en hy het vir hom 'n teken gegee. Hoe seker is jy, en ek, dat dit God is, wanneer ons wat met ons praat, wanneer ons luister? Na hierdie rig Gideon 'n altaar op, wat hy noem, die Here is vrede. Hy gaan gooi die altaar van Baal om, en die volgende dag begin hy manne bymekaar kry, om saam met hom hierdie geveg te gaan veg. So ek gaan nou so vinnig deur die storie. In vers 36 lees ons, toe het Gideon met God gespreek, en gesê, as u werklik deur my hand Israel wil verlos, soos u gespreek het, sal ek 'n wolvlies op die dorsvloer neerlê. As daar net op die vliesdou is, terwyl die grond oral droog is, dan sal ek weet dat u deur my hand Israel wil verlos, soos u gespreek het. En dit was so, toe hy die volgende môre vroeg opstaan, het hy die vlies uitgewring en die dou uit die vlies uitgedruk, 'n kop vol water. Toe het Gideon met God gespreek. Ai Gideon, laat u toren nie teen my ontvlam nie, ek verstaan hoekom het hy dit gesê. En laat my net hierdie keer mag spreek. Laat my tog net hierdie keer met die vlies 'n proef neem. Laat dit op die vlies alleen droog wees, terwyl dit op die grond oral dou is. En die Here het daardie nag so gedoen. Op die vlies alleen was dit droog, en oral op die grond was daar dou. Gideon kom en hy sê, Here, ek wil seker maak as u. Ek wil seker maak u praat met my. Wat sê hy vir die Here? Hy sê, wag hier, tot ek terugkom. En die Here wag, Gideon kom terug. Die Here bevestig dat hy is wat met Gideon praat. Weer kom Gideon en hy sê, Here, net nog een keer. Dou, nat vliesie, droë grond. Dit gebeur. Wie van julle sou nou al jou mind opgemaak het dat die Here met jou praat? Here, net nog, ek verstaan nie hoekom sê hy elke keer nog een keer nie. Het hierdie ou nie besef dat jy het nou jou een keer gebruik, 3 keer terug nie. Here, net nog een keer. Laat die vlies droog wees en die grond gedou wees. En weer doen die Here dit. Dis amazing dat die Here nie vies word vir Gideon, dat Gideon aanhou vra om vir hom te bewys dat die Here met hom praat nie. Weer vra Gideon vir bevestiging en 2 keer verseker die Here hom dat hy met hom is. Nou ken ons die verhaal verder. Gideon kry 32,000 manne bymekaar en God sê, dit is te veel. Gideon, hierdie is te veel manne. Dis vir my so mooi, die Here sê vir Gideon, as jy en 32,000 manne hierdie oorwinning behaal, gaan julle ander dag vir mense vertel, julle het dit gedoen. So ek gaan julle 'n bietjie minder maak, sodat julle nie kan sê, dit was julle nie. En die Here sê vir Gideon, okay, wat jy doen is, kry die 32,000 bymekaar en sê vir die wat bang is om huis toe te gaan. En Gideon staan op en hy sê, die manne wat bang is, kan maar huis toe gaan, en dank die Here, net 22,000 van die 32 gaan huis toe. Ek dink net hoe dit gelyk. Het is gewonder Gideon moes 3 keer gehoor het by die Here om seker te maak nie, want ek weet nie of ou dit sou, as ek nou vandag moet sê, dat wil almal wat nou moeg is huis toe gaan, en die 2/3 van julle loop nou, dan gaan ek nie verder preek nie.
22.000. Wie van julle is bang? Ok, ons bid vir julle, mooi loop, daar gaat hulle. 22.000 van hulle. Ja? As dit kerkmense was, het hulle 10 gesê, ons gaan in die gees saam met julle. Jy weet? Ons gaan 'n bietjie huis toe, maar in die gees is ons daar. Jy weet, hulle doen ons daai ding, né? Pastoor, ons gaan nou nie Sondag daar wees nie, maar in die gees is ons daar. Ek sal net sorg dat niemand op jou sit nie, maar wees net versigtig, né? En ek verstaan dat ek met my hart daar is en ek bid saam en ek alles, maar my lyf moet ook nou en dan deelneem, né? Ek kan nie net in my gees by dinge betrokke wees nie. 22.000 is bang, nou bly daar 10.000 oor. Ek dink nou begin Gideon dink, is tyd vir nog 'n vliesie. Ek moet nou seker maak wat die Here nou hier wil doen. God sê weer vir Gideon, Gideon, hier's nou te veel, so jy moet nou van nog 'n paar ontslaa raak. Gaan water toe, laat hulle drink. Die wat soos honde drink, laat hulle eenkant staan. Die wat soos mense drink, laat hulle eenkant staan. Nou dink ek, wonder wat gaan hy kies, jy weet, as ek nou Gideon was. Nou sê die Here, stuur die wat soos mense gedrink het huis toe. Hou die wat, wie van julle het al 'n hond gesien water drink? Die Here sê vir Gideon, vat daai 300 wat soos honde drink. Die Bybel sê hulle het so gemaak. Dis hoe hulle gedrink het. Want hulle het met hulle hande dit gevat en uit hulle hand uit gelek soos 'n hond. Ek sou bekommerd gewees het op hierdie stadium. Nou het Gideon sy 300 manne bymekaar, hier is hulle is gereed, die Here het nou vir hom 3 keer bewys, nou hoor ek dat Gideon is 'n bietjie bang. En die Here kom agter dat Gideon bang is, en dat Gideon bekommerd is, en die Here praat met hom in hoofstuk 7, en in vers 9 sê hy, en daardie nag het die Here vir Gideon gesê, staan op, gaan af na die laar. Die Here sê vir Gideon, staan op, gaan na daai vyand van jou toe, gaan af na die laar, want ek gee dit in jou hand, en as jy bang is, om af te gaan, gaan dan saam met jou dienaar, Pura, af na die laar toe, en luister wat hulle praat, en daarna, sal jou hande sterk word. Die Here kom agter, Gideon het nou 3 keer vir 'n bewys gevra, hy het dit nou gekry, nou het hy 32.000 manne, toe's hulle 10, toe's hulle 300, nou dink Gideon, ek en die klomp hondedrinkers, ons is nou hier, om nou hierdie manne aan te vat, ek weet nie wat er kan toe nie, ek weet nie wat om nou te doen nie. En die Here kom agter, Gideon is bekommerd, en hy sê vir Gideon, gaan na die laar, en gaan hoor wat sê jou vyand. En Gideon gaan toe af en sien die vyand so sprinkane en hulle kamele was ontelbaar. Terwyl hy daar staan, hoor hy een van die manne vertel die ander, die vyand nou. Hierdie ouens wat hulle moet aanval. Een van die manne vertel die ander van 'n droom wat hy gehad het. 'n Hardgebakte garsbrood het in die laar ingerol en my tent geslaan. 'n ander een reageer toe nou op dit wat hierdie man droom en hy sê, dit is niks anders as die swaard van Gideon nie. God het die Midianiete in Gideon se hand gegee. So Gideon gaan na hierdie laar, hy gaan staan buite hierdie laar as 'n spioen, hy spaai so 'n bietjie op wat hier aan die gang is, hy hoor 2 manne praat. Die een sê, ek het gedroom, 'n garsbrood rol in die laar in en stamp ons tente om. Die ander een sê, ek het 'n uitleg vir jou droom, die Here gaan Gideon gebruik om ons te oorwin. Dat God Gideon se vyand gebruik om vir Gideon te bevestig, dat hy by hom is. En hoor wat sê vers 15, toe Gideon dan die verhaal van die droom en sy uitlegging hoor, het hy aanbid. En hy het teruggekeer na die laar van Israel en gesê, maak klaar, want die Here gee die laar van die Midianiete in julle hande. So die Here het nie net 1 keer vir Gideon bevestig nie. Hy het dit bevestig deur te wag met die vel en met weer
met die droë vliesie en met die nat vliesie, en toe hy sien Gideon is nog nie heeltemal lekker nie, toe bevestig hy dit weer aan hom, deur vir hom te sê, gaan hoor bietjie, wat sê jou vyand? Ek wil vir jou sê, God is in die besigheid om te bevestig dit wat hy sê. Hy bewys sy woord. Is dit nie hoekom die Bybel sê, dat wanneer ek en jy die woord van God leef, en wanneer ons dit hoor, dat die Heilige Gees dit sal bevestig met wonders en tekens. Ek wil vir jou sê, as jy die woord, die gepredikte woord van God, aanneem en uitoefen in jou lewe, sal daar bevestiging wees dat dit God se woord is. Jy sal sien dit werk. Jy sal sien dit werk in jou lewe. Die Here wil met jou praat, maar die Here wil ook vir jou bevestig dat dit hy is wat met jou praat. Ek wil 'n paar dinge sê vanoggend oor bevestiging. Die eerste ding is, as dit God is wat met jou praat en jy weet dit, is dit nie nodig om bevestiging te kry van dit wat hy vir jou sê nie. Want baie keer vra die Here iets van my, wat my so bietjie ongemaklik laat voel, of wat nie in my comfort zone is nie, dan soek ek bevestiging of ek dit regtig moet doen. As die Here met jou praat, gaan hy dit nie bevestig dat jy dit moet doen nie. Al wat hy gaan doen is, hy gaan net vir jou die sekerheid gee dat dit hy is en dat hy by jou is. Dis al wat hy bevestig. Die Here bevestig nie aan my en jou, sodat ons dit moet doen nie. Hy motiveer ons om dit te doen. Maar ek moet nie, as die Here met my praat, nee, ek gaan nou eers 'n bietjie daaroor bid, of ek gaan nou eers bevestiging soek vir wat die Here vir my gesê het nie. Kan ek net vir jou sê, as dit in hierdie boek staan, het jy nie bevestiging nodig om dit te doen nie. Moenie as jy iets hier lees, sê ek sal net bietjie daaroor bid, dat die Here vir my moet sê om dit te moet doen of nie te moet doen nie. As dit hier staan, dan leef ek dit. Want hierdie is die onwrikbare waarheid. Dit verander nie. Vanoggend toe ek hiernatoe stap, toe voel ek, baie lekker, warm oggend. Net nou terwyl die orkes oefen, toe staan ek daar buite, toe voel ek iets het verander. Daar kom 'n koue wind van iewers af. Ek kan nou hier staan en sê dis 'n baie lekker warm oggend, maar as ek buite kom, bevestig die wind wat waai dat dit nie so warm is nie. Daai waarheid kan so bietjie, dit is 'n waarheid wat ek moet gaan kyk. Waai die wind, is dit warm, is dit koud? Hierdie waarheid verander nie soos die weer nie. Hierdie waarheid is onwrikbaar. Dit wat hier staan is vir altyd so. En daarom kan ek nie vra vir bevestiging as God se woord so sê nie. Ek lees nie iets in die Bybel wat sê, vergewe, soos wat ek julle vergewe het, en dan dink ek nie, ek sal vergewe wanneer die Here vir my sê nie. Hy het dit klaar gesê, hy het dit hier gesê, en as die woord dit sê, is dit gesê. Wil vanoggend met jou gesels oor 3 keer, of 3 dinge wat die Here gebruik, om te bevestig wanneer hy met my praat. Ek bedoel, wanneer ek stilte tyd hou, tyd maak om sy stem te hoor, wanneer ek na God se stem luister, hoe weet ek dat dit hy is wat met my praat? En hier's die 3 dinge wat vir my gaan bevestig, dat dit God is wat met my praat. 1, sy woord. 2, wyse raad. En 3, ware vrede. OK. Ek wil net weer sê, want ek sien dit staan nou eers hier, moenie bevestiging as 'n verskoning gebruik nie. Die Here het dit nog nie aan my bevestig nie, so ek gaan dit nie nou doen nie. As dit hier staan, moet dit gebeur. OK? Hy bevestig nie wat hy sê nie, hy bevestig dat dit hy is wat dit sê. As jy weet, dis God wat met jou praat, het jy nie bevestiging nodig nie. Maar wanneer ek hoor die stem van God, en ek is nie seker of dit hy is wat met my praat nie, dan is daar hierdie 3 maniere hoe ek bevestig dat dit die Here is wat met my praat, en ek bevestig dat die Here by my is, in dit wat hy vir my sê, soos met Gideon. Die eerste een het ek gesê, sy woord. So hier is die eerste vraag wat ek myself afvra, wanneer ek sê, ek hoor, en ek wil seker maak dat dit God is wat met my praat, die eerste ding wat ek doen is, ek kyk of dit ooreenstem met sy woord. God se stem sal nooit van sy woord verskil nie. Matteus
19 vers 3 kom die fariseërs, daar was fariseërs wat hom op die proef wou stel, en hulle kom toe by hom en met die vraag, mag 'n man sommer net enige ding van sommer oor enige ding van sy vrou skei? En hy het hulle geantwoord, het julle nie gelees nie, dat die Skepper hulle van die begin af, ekskuus tog, man en vrou gemaak het. Die Fariseërs kom by hom en sê, Here, kan 'n man sy vrou sommer vir enige rede skei? En Jesus sê, het julle nie gelees nie? Wat doen Jesus? Jesus sê, wat ek vir julle so sê, gaan nooit verskil van wat ek klaar gesê het nie. As dit wat ek hoor, nie met God se woord ooreenstem nie, of in teenstelling met God se woord is dit nie God wat met my en jou praat nie. Kan ek dit weer sê? As ek dit wat ek dink ek hoor, as dit nie ooreenstem nie, of in teenstelling is met wat God se woord sê, dan is dit nie die Here wat met my praat nie. Die Here gaan my en jou nêrens lei in die teenoorgestelde rigting van dit wat sy woord gesê het nie. God se woord, die Bybel, is ewig en standvastig. Wanneer die Here met my en u praat, is dit in die eerste plek, en ook om seker te maak dat dit hy is wat met ons praat. As dit wat ek voel die Heilige Gees vir my sê, in teenstelling is met die woord van God, dan is dit nie die Heilige Gees wat met my praat nie. Dan is dit nie die woord van God wat met my praat nie. Die Here sal nie iets anders sê as wat dit hier staan nie. Hy sal nie in teenstelling met homself praat nie. Baie keer hoor mense dinge en dan soek hulle 'n vers om dit te bevestig. Onthou net, die Bybel weerspreek homself nêrens. Wanneer ek die konteks lees, dan sien ek dat die Bybel oral die hele tyd dieselfde ding sê. Die Bybel weerspreek homself nêrens. En onthou dat daar altyd konteks aan 'n vers is. As ek wil dinge gebruik, 'n versie net gebruik, buite konteks, gaan ek baie nice goed en baie moeilike goed hoor. Julle onthou van die storie wat ek julle ander dag vertel het, van die ou wat gevra het vir 'n woord van die Here, en toe maak hy so. En toe staan daar, en hy het homself gehang. Besluit hy nie, ek het nou misgeraai. Gaan jy en gaan doen dieselfde. Jy moet die konteks lees. Jy moet die konteks van wat hier staan. Jy moet die hoofstukkies, jy kan nie een versie vat en dit gebruik nie. Ons pastore hou baie daarvan, ek het nou hierdie illustrasie gehoor, Robert Morris sê, dit het hom laat stil bly, en dis al hoekom hy dit nog gebruik, en toe ek dit hoor, dat hy dit sê, toe ek kan dit ook gebruik, want is van op my ook so bietjie baie van toepassing. Hy sê, hy gebruik die versie in Openbaring wat sê, en daar was 30 minute se stilte. Onthou daai vers, nê? Openbaring. Hy sê, as jy daai vers buite konteks gebruik, kan dit 'n baie lekker versie wees om te sê, daar gaan nie vrouens in die hemel wees nie. Daar was 30 minute se stilte, waarin niemand praat nie. En Robert sê, hy het dit die een oggend gebruik, en hy het dit gesê, en hy sê, hy het te bewys dat daar nie vrouens in die hemel gaan wees nie, en toe gebruik hy die versie, en toe hy die versie gebruik om te sê, daar gaan nie vrouens in die hemel wees nie, toe kom 'n ou tannie na die diens na hom toe, en sê toe nou vir hom, wat ek dink julle nou net vir mekaar gesê het, Pastor, then you will definitely also not be there. Want as daar 30 minute se stilte is, omdat daar nie vrouens is nie, is daar verseker ook die predikante nie. Want ons hou nie van stilte nie, as 'n ding te stil is, dan preek ons. So kan nie 'n versie uit konteks uitgebruik nie, want anders was daar motorfietsse in die Bybel. Moses went forth in his triumph. En die disippels het almal met Hondas gery, they were all in one accord.
Dan was daar allerlei, ek moet die Bybel lees, want die hele boek is God se woord, en die konteks daarvan. Ek kan nie in die Nuwe Testament ietsie lees en sê, ja, maar dis nou hoe dit is, en dan het dit nou niks meer te doen met daai nie. Nee. Ja, die Ou Testament is soos 'n slot, en die Nuwe Testament is die sleutel waarmee ek die slot oopsluit. Ek kan nie die twee apart van mekaar gebruik nie. Die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, en teregwysing, en onderwysing in die geregtigheid, sodat ek en jy kan opgroei, en die lewe kan leef wat God van ons verwag. Wanneer ek hoor dat God vir my iets sê, as dit in teenstelling is met sy woord, is dit nie hy wat praat nie. Hoe gaan God sy woord bevestig wanneer hy met jou praat? Heel eerste, dit gaan ooreenstem met sy woord. Die tweede ding, heel eerste, hoe bevestig God dat dit hy is wat met my praat? 1, dit stem ooreen met sy woord. Dis nie in teenstelling met sy woord nie. Die tweede bevestiging wat daar is, dat dit God is wat met my praat, is wyse raad. Wyse raad is mense wat God se stem ken, wat die woord van God ken, en wat jou ken. Dis wyse raad. Spreuke 11 vers 14 sê, as daar nie goeie oorleg is nie, val die volk, maar in die veelheid van raadgewers is redding. Spreuke 12:15 sê, in die dwaase oë is sy eie pad die regte. Wie wysheid het, luister na raad. Spreuke 15:22 sê, planne misluk sonder beraadslaging, maar deur die veelheid van raadgewers kom dit tot stand. Spreuke 19 vers 20 sê, luister na raad en neem tug aan, sodat jy in die vervolg wys kan wees. Baie planne in 'n man se hart, maar in die raad van die Here sal dit bestaan. Daar's baie planne in ons harte, maar wyse raad help dat dit vas staan. Nou wil weer sê, wat is wyse raad? Wyse raad is mense wat God se stem ken. Wyse raadgewers is mense wat God se woord ken. Want ek kan nie God se stem ken sonder om sy woord te ken nie. Want sy woord gaan sy stem in my hart bevestig. Wyse raad is mense wat my ken. Ons het so baie keer, dan wanneer daar iets lekker is, dan soek ek nou so 'n bietjie bevestiging. En weet wat doen ek? Dan gaan soek ek bevestiging tot ek kry wat ek wil hê. Ek hou aanvra tot iemand saamstem. Spreuke 24:6 sê, want deur die goeie oorleg kan jy voorspoedig oorlog voer en die oorwinning is deur 'n menigte van raadgewers. Wanneer ek God se stem hoor, dan meet ek dit 1. Stem dit ooreen met God se woord. 2. Ek kry wyse raad. Die veelheid van raadgewers sê nie ek hou aan soek tot ek iemand kry wat saam met my stem nie. Die veelheid van raadgewers sê ek kry mense wat God se stem ken, sy woord ken en my kan reg help. Rehoboam is 'n baie goeie voorbeeld van dit. Sê ek sy naam reg? Rehoboam. Rehoboam word koning. Hy gaan na sy pa se raadgewers toe, hy vra vir sy pa se raadgewers, wat moet ek doen om 'n goeie koning te wees? En sy pa se raadgewers sê, dien die volk en hulle sal jou dien. Nou gaan Rehoboam en hy gaan vra sy vriende vir raad. Sy vriende sê vir hulle, as hulle dink jou pa se hand was swaar, jou klein vingertjie is swaarder. So aan die een kant kry hy sy pa se wyse raadgewers, manne wat God se stem geken het, God se woord geken het, want Rehoboam se pa was 'n goeie koning, en hy sê, volg hierdie raad, dien die mense en hulle sal jou dien. En Rehoboam luister na sy vriende, wat sê vir die mense, as julle dink my pa was 'n kwaai koning, my vingertjie is swaarder as my pa se hele hand. Julle weet dit daar in die
Bybel die verhaal is van die stamme van Israel wat verdeel is, die noordelike en die suidelike groepe, stamme, wat die volk het uitmekaar gespat. Weet julle hoekom? Want Rehoboam het die raad van sy vriende gevolg, en dit was nie wyse raad nie, want sy vriende het nie God se stem geken nie, en sy vriende het nie God se woord geken nie. So dis baie belangrik, dat ek en jy, wanneer ek dink God met my praat, die regte raad kry. Wyse raad sal altyd terugwys na God se woord. As iemand vir jou raad gee, sal hy jou altyd terugvat na die woord van God toe. Ek onthou altyd ou Gary se storie, waar hy sê die oom wat by hom kom sit het en gesê het, hy moet asseblief saam met hom bid, want die Here het met hom gepraat en vir hom gesê, hy moet sy vrou los en met sy sekretaresse trou. Nou, wat kon Gary doen? Wyse raad sou gewees het, oom, kom ons kyk net gou, die Bybel sê, God haat egskeiding. Kan ek net vir jou op daai punt sê, God haat egskeiding, omdat egskeiding mense seermaak. God haat nie geskeide mense nie, God haat egskeiding, omdat egskeiding sy kinders seermaak. Ek gee jou nou nie toestemming of een of ander iets nie, want dit is 'n slegte ding. Maar hierdie oom sê vir Gary, kieswetter, hy sê, bid saam met my, laat ek seker, laat die Here net vir die tannie sal help, dat sy nou sal seker wees, as ek nou vir haar sê, dat sy sal weet, dis die Here wat so sê. En toe sê Gary, is reg oom, maak toe jou oor, dan bid ons. En toe maak hy sy oor toe, en toe hy sy oor toe maak Gary so. Maar hy klap hierdie oom vuurwarm op sy wang, en toe hierdie oom sy oop maak, toe sê hy, wat dink jy doen jy? Hy sê, oom, jy sal dit nou nie glo nie, maar toe jy jou oor toe maak, toe sê die Here vir my, klap hom. Hy sê, die Here sal nooit vir jou so sê nie. Hy sê, ja oom, as ek die Bybel reg verstaan, sal die Here ook nooit vir jou sê, met jou vrou los en jou sekretaresse trou nie. Wyse raad gaan my altyd terugvat woord toe. Want hier is die eerste plek waar God met ons praat. Die derde een het ek gesê, as ek dink God praat met my, en ek wil seker maak dis hy, sy woord, sy wyse raad, wat hy deur mense, wat naby aan my is, mense wat sy stem ken, mense wat sy woord ken, mense wat my ken, aan my oordra. Ek wil vir jou net dit sê, want dit bly die hele tyd by my, terwyl ek dit sê, dis belangriker dat hierdie mense sy stem en sy woord ken, as wat dit is dat hulle jou moet ken. Dit help nie, ek maak die feit dat die mense my ken, die prioriteit in hierdie ding nie. Want Rehoboam se vriende het hom geken, maar hulle het nie God se woord en God se stem geken nie, hulle het hom verkeerde raad gegee. Dit is belangriker dat hulle sy woord en sy stem ken. So, sy woord, wyse raad, die derde een, ware vrede. God het in elkeen van ons 'n meter ingebou. Jou kar het 'n paar metertjies. 'n petrol gauge en 'n temperatuur gauge. As die temperatuur gauge by die rooi is, beteken dit nie jy ry nou mooi vinnig nie. Dit beteken daar's iets fout met die water. Stop voor dit uitkom. Dit maak so, dan is daar moeilikheid. So ek moet hierdie ding meet. Die vrede van God is soos 'n temperatuur gauge in my en jou lewe. Kolossense 3 vers 15 sê, en laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Vrede moet in my hart heers. Die woord heers in hierdie versie wat Paulus gebruik, is 'n Griekse woord wat as jy na die konteks van die woord kyk, omdat die Griekse taal baie minder woorde het as wat ons in Engels byvoorbeeld het die woorde meer as een betekenis, maar die konteks van hierdie woordjie heers in hierdie versie waar Paulus sê, laat die vrede van God in julle harte heers en wees dankbaar. Hierdie woord is dieselfde woord wat hulle by 'n sportbyeenkoms gebruik vir die ou wat die vletjie vashou. Die skeieregter. Die umpire. Hy oor daar staan en die gamebeheer en die reëls toepas.
So wat Paulus hier sê is, Paulus sê, ons moet laat die vrede van God die skeieregter in ons lewe wees. Is die vrede van God die skeieregter in my en jou hart? Filippense 4 vers 7 sê, en die vrede van God, wanneer ek bid en al my behoeftes aan hom bekend maak, dan vers 6, dan sê vers 7, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Hierdie verstand beteken my logiese redenasie. En die woordjie bewaar het te doen met 'n soldaat wat op sy wagpos staan. So vrede doen 2 dinge in my lewe. 1, dis 'n skeieregter en 2, dis 'n wag. So wanneer vrede 'n skeieregter is, dan gaan vrede sorg dat ek binne die baan speel. Wanneer vrede 'n wag is, gaan vrede my bewaar sodat ek nie myself in gevaar stel nie. Vanoggend vir jou sê, wanneer dit vir jou voel of die Here met jou praat, terwyl ons besig is om tyd te maak en na sy stem te luister, dan moet ek en jy seker maak dat dit hy is. Hoe gaan ek en jy dit doen? Ons gaan dit meet aan sy woord, aan wyse raad en aan ware vrede. Daardie vrede wat verstand te bowe gaan. Dit is vir my snaaks hoe hierdie vrede werk. Partykeer is dit asof ek eers moet besluit. Dan is die vrede daar of nie daar nie. Ek onthou, ek het baie lank in my lewe gesê, ek is heeltemal tevrede daarmee om 'n assistentpastoor iewers te wees. Laat iemand anders al die moeilikheid vat en al die dinge en al die alles en alles en alles. En so het baie ouens met my daaroor gepraat en gesê, hoorie, dis nou 8 jaar, hoorie, dis nou 9 jaar, hoorie, dis nou 10 jaar, wanneer doen jy nou iets? En in 2008, toe besluit ek gaan aansoek doen vir die gemeente in Nelspruit, aansoek gedoen, en regtig gedink ek het 'n woord van die Here. En opgewonde geraak en nie die beroep gekry nie. Teruggeklim en besig gewees, nog in Standaard onder in die gemeente, en 2009 deur 'n paar dinge gestoei, en in die begin van 2010 toe voel ek regtig dat die Here vir my sê, doen aansoek vir Sekunda. Stel toe daai hele ding op wat 'n mens nou vir CV en 'n aansoek en alles, stel dit op en stuur dit vir die Kies College en vir Middelburg en almal kry dit en alles. En dit was Januarie, né? Ja. Januarie het ek kom preek vir die beroep. Onderhoud gehad en teruggery huis toe. Die Here het met my gepraat, sê dis tyd. Sy woord het dit bevestig, want die Here het vir my in sy woord gewys dat hy my geroep het. Ek het wyse raad gaan kry en die mense het vir my gesê, ons ken God se stem, ons ken God se woord, dis die regte ding om te doen. Maar vir my het vrede op daai stadium gekort, want paniek was baie groter as vrede. Vrees het baie harder geskree as vrede. Hierdie is 'n snaakse storie, want ek het op 'n koffietafeltjie gesit. Ja, sterk koffietafel. Met my laptop op nog 'n koffietafel. Oop. Outlook was oop, besig om 'n e-mail te tik. Hiermee aanvaar ek of hiermee aanvaar ek nie die beroep na Sekunda. Nou die laptop is daar. Moet nou hierdie ding tik. Kan ek julle net sê hoekom het ek op 'n koffietafeltjie gesit? Want my ma was besig om my sitkamerbank as 'n kussings oor te trek, want sy het gesê hulle moet mooi lyk as ek trek Sekunda toe. Die meeste ander goed in die huis was besig om ingepak te word. So ek het nog nie eers ja gesê nie, maar my ma en my vrou het al gepak.
Op daai stadium, hulle was al op pad. Dis soos die dogtertjie, die moderator wat eendag vertel, hy kom by 'n huis, hy klop aan die deur, die dogtertjie maak die deur op, hy sê, hallo, is papa hier? Ja, maar hy is besig om te bid oor 'n beroep. O, kan ek met mamma praat? Nee, sy pak. Jy weet, mamma trek al, maar papa bid nog. En op daai oomblik, terwyl ek daar sit, lei my foon en my ma praat met my en sy deel met my 'n woord wat die Here met haar gedeel het. En ek hoor wat sy sê en ek sit neer en die foon lei weer en dis nog 'n Petro van Rooyen en sy deel met my 'n woord wat die Here vir haar gegee het. En ek sit neer en ek kry wyse raad. En dit bevestig vir my dat die Here besig is om met my te praat en ek vat my laptop en ek tik. En nou wil vir jou sê, toe ek send druk, toe's die vrede meer as die vrees. Want toe wys die gauge vir my bevestig. Laas jaar, November, of was dit in die begin van die jaar? Ek dink Januarie, iewers Desember of Januarie, julle sal nou dalk onthou, ek kan nie die datum onthou nie, kry ek 'n oproep van 'n pastoor. Hy sê vir my, ek stuur bietjie vir jou 'n paar foto's. Ek sê, wat se foto's? Hy sê, ek stuur vir jou foto's, so lyk dit hier by Caledon. Stuur vir my foto's van die Kaapse berge, en van die blomme, en van die alles wat mooi is daar in Caledon. Hy sê, ek gaan Bloemfontein toe, en ek dink, ek voel regtig in my hart, dat jy moet aansoek doen vir Caledon. Nou dink ek, Here, u het nou nog glad nie met my hieroor gepraat nie. Nou wat doen ek nou? Ek kry wyse raad. Die wyse raad, ek is baie bevoorreg, ek het 'n klomp wyse raad by my in die kantoor. Die mense wat saam met my werk, weet als. Ek kan hulle enigiets vra. Ek het dadelik met pastoor Delien gepraat. Ek het met William gepraat, ons het almal daaroor gesels. Ek het nog wyse raad in my lewe. Pastoorsvriend van my hier in die dorp, wat die woord van God ken, wat God se stem ken en wat my goed ken. Ek gaan nou nie vir julle sê wat het hy gesê nie, hy is Engels, so hy het gedink dit wat hy gesê het is mooi. Maar hy het gesê, sê vir daai Caledon mense, hulle moet jou uitlos. En wie wat, toe ek vir hom laat weet, wie wat, ek dink nie so nie. Toe's daar weer vrede. Hoe weet ek dat dit die Here is wat met my praat? Stem dit ooreen met sy woord? Kry wyse raad. Mense wat hom ken, wat sy stem ken, wat sy woord ken. Mense wat jou ken, sodat mense weet, jy is dalk 'n impulsiewe mens, en vir jou sê, dis nou weer jou impulsiwiteit wat praat, en nie God nie. Mense wat jou so ken, wat jou diep ken. En onthou altyd, daar's 'n metertjie in my en jou lewe, wat wys, of dit God is, of nie God is nie. 'n Skeidsregter, sy naam is vrede. 'n Wag, wat op sy pos staan, sy naam is vrede. Mag jy, wanneer jy God se stem hoor, deur sy woord, sy mense en sy vrede bevestiging kry vir dit wat God vir jou sê. En mag ek en jy dan gemotiveer wees om soos Gideon met 300 hondmanne, waterlekkers, om met 300 waterlekkers die fight aan te vat. Want weet jy wat? As ek en jy dit sonder God doen, gaan ons verloor, maar as ek en jy dit saam met hom doen, wen ons elke keer. Want hy's die een. Hy's die een wat ons laat wen. Dis hoekom ek en jy moet seker maak dat hy is wat met ons praat. Want as ek seker is hy, is ek seker ek wen. Kom ons sluit ons oor, dan bid ons saam. Here, ek wil vanoggend vra dat u hierdie woord sal gebruik, dat ons dit prakties sal maak in ons lewe en dat ons dit sal toepas. Ek wil bid, Here, dat u ons sal help, dat ons in gebed met alles in ons lewe na u toe sal kom, want as ons met alles in ons lewe na u toe kom, Here, dan sal u
vrede in ons lewe die skeieregter wees. Daarom, Here, bid ons oor als. Vrede sal maak of ek 'n kar koop of hom nie koop nie. Vrede sal maak of ons trek of nie trek nie. Vrede en u woord en u wyse raad sal maak dat ons optree of maak dat ons stop. Here, ek bid dat ons u stem so duidelik sal hoor dat dit ons in elke aspek van ons lewens sal lei. Help ons om met 'n honger na u woord te kyk en dit te lees. Dat ons elke dag sal voed, sodat ons sal weet, wanneer u met ons praat, is dit in lyn met wat u woord sê. Help ons om diep verhouding met mekaar te hê, sodat ons in mekaar se lewe kan inspreek, die wysheid van dit wat ons hoor God sê, en dit wat sy woord sê. Help ons, Here, dat vrede 'n skeieregter sal wees in ons lewe. U is ons vredevors, my gebed is, dat u met u vrede wag sal hou by ons lewe, en dat ons sal ervaar, wanneer ons op die verkeerde pad is, dat u vrede van ons weggaan, en dat ons onmiddellik 'n aanpassing sal maak. Ek bid dit, Here, in Jesus naam. Amen.